'n naam. Tianei. Ek het 'n bietjie gaan kyk. Dan het moet aansluit by my preek. Ons gaan nou eers begin met die diens. Ek het so 'n bietjie gaan Google, wat beteken Tianei, wat is die oorsprong en so aan. En hier's 'n baie klomp Engelse goeters geskryf. En ek dink ek het genoeg Engels gepraat vir die volgende 3 weke al vanoggend. So, maar die een wat vir my die meeste uitgestaan het, hulle sê dit is van Portugese origin, wat ek gesien het. Is julle so? Het julle dit ook so? Right. En dit beteken God's promise. Ja? Dis awesome. Wow, dis fantasties. So name beteken geweldig baie. Hoe iemand toe gaan. In die Ou Testament was name ook al baie belangrik, want dit het baie van jou gesê. Dit het gesê wie jy is, of wat jy is, wie jou maale was, wie jou paale was, en wat hulle oor jou gedroom het, en daai tipe goeders. As ons gaan kyk na Esau, dan sien ons, hy was baie harig. En Esau beteken die harige ene. Nou kyk ons na Jakob, en die naam Jakob beteken die een wat die hakskeen vashou. Want onthou julle, dis wat hy gedoen het. Toe hy gebore is, het hy mos aan Esau se hakskeen vasgehou. Maar dit beteken ook bedrieger. Onthou julle, hy het sy broer bedrieg met die pot lensiesop. Onthou julle, het sy pa bedrieg toe hy die bokkievel aangetrek het. En sy pa sê, ja maar, jou stem klink nie soos Esau se nie, maar jou vel voel so. Het sê, ja nee, dis ek, moet nie worry nie. Hy's 'n bedrieger. Maar dan sien ons later dat Jakob met die engel geworstel het in Genesis 35. En dan sien ons God gee vir Jakob 'n nuwe naam. Hy verander sy naam na Israel toe. Hy verander sy naam na Israel toe. God spreek 'n nuwe droom oor sy lewe en 'n nuwe profesie oor wat hy gaan word. Ons sien vir Jabes. Jabes se naam beteken pyn. En daarom sien ons in 1 Kronieke 4:11 kom Jabes en hy bid dat God die betekenis van sy naam sal verander. Name in die Bybelse tyd is ontsettend belangrik gewees. En daarom sien ons dan ook in die Bybel dat God self het verskillende name. In verskillende tye, daar is God, daar is ek is, daar's Yahweh, daar's Adonai, daar's El Shaddai, God die Almagtige. Daar's soveel meer name, maar jy kry die idee. Afhangend van wat die volk of van iemand nodig gehad het, dit was God vir hulle gewees. Of hy was die almagtige ene, of hy was die voorsiener, of hy was die beskermer, dit wat die nood was hy vir hulle gewees. As ons kyk na Jesus, dan sien ons, hy het ook verskillende name gehad. Jesus wat beteken God is redding, Christus of die Christus wat beteken gesalfde, die seun van God, die seun van die mens, Rabbi, Immanuel, God met ons, redder, lam van God, en nog soveel meer name het Jesus gehad. Weereens as ons na al die name kyk, dan sien ons en leer ons meer oor die karakter van Jesus en wie hy is en wie hy was. Net so is daar ten minste 25 verskillende name vir die Heilige Gees en weer eens as ons na die name van die Gees kyk, dan sien ons wie die Heilige Gees is en hoekom hy gestuur is en wat sy doel is, waar pas hy in die drie eenheid in. Nou ons is besig om so vir die laaste paar dae te praat al, of die laaste paar sondae oor die Heilige Gees. So ons gaan aan om oor die Heilige Gees te praat en ons gaan nie na al 25 die name kyk vir oggend nie. Ons gaan net so 'n paar name na kyk wat mooi vir ons verduidelik wie is die Heilige Gees. Die algemeenste naam wat die Heilige Gees is bekend staan in die Bybel is die Gees. Hier is ook die basis vanaf wat baie van die ander name en die karaktereienskappe vandaan kom. Ons sien in Grieks en Hebreërs dat die Gees as asem of as wind beskryf word. Johannes 20 vers 22, nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. In Genesis sien ons dat God die man geskaap het en die asem in sy neus ingeblaas het en hy het lewe gekry. Elke keer as ek en jy asemhaal, is ons eintlik besig om te getuig dat God binnekant
in ons is. Dis God wat vir my en vir jou aan die lewe hou. Is dit nie ongelooflik om te dink dat elke keer as ek en jy asemhaal, is dit 'n getuienis van God se voorsiening en van God se lewengewende krag. Het jy al daaroor gedink? Gister by die begrafnis het ek met iemand anders te gepraat en hy sê sy pa is dood met longemfyseem en so aan. Sy pa het ook gerook. Hy het al die jare gesê, hoekom wil 'n mens met gesonde longe doodgaan? Tot daai laaste paar maande voor hy dood is, het hy nie kon asem kry nie. Toe besef hy hoe dit is om dood te gaan as jy nie asem kry nie. Want hy het stadig oor 'n tydperk versmoor. En om te dink ek en jy elke keer as ons getuig ons van God se krag in ons. Die gedagte dat die Gees ook wind te sien ons ook in Johannes 3 vanaf vers 6. Wat uit die mens gebore is mens en wat uit die Gees gebore is Gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom nie en jy weet ook nie waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die Gees gebore is. Een van die grootste eienskappe van wind is dat 'n mens wind nie kan regeer nie. Jy kan nie vir die wind opdragte gee nie. Jy kan nie die wind verander nie. Maak nie saak hoe hard jy vra of smeek of dreig nie, as die wind oos waai hy oos. As hy wes is, gaan hy wes. En ek en jy kan daarin niks verander nie. Maar interessant, ek gaan kyk toe 'n bietjie na 'n seilboot. En ek verstaan nie die goeters heeltemal lekker nie. Die van julle wat slimmer is en verstaan van wind en seilboot en goeters sal weet hoe die goeters werk. Maar 'n boot kan vorentoe seil. Nie in die wind in nie, maar hy kan vorentoe beweeg. Hulle noem dit, ek dink, tacking. 45 grade uit, 45 grade, 45 grade, 45 grade teen die wind, beweeg hy vorentoe. So, want hulle gebruik die seile, die maste, hulle gebruik allerlei goeders om hierdie boot skuins vorentoe te laat gaan. So hy kan vorentoe beweeg. Hulle gebruik die wind net op die regte manier. Hier slim ouens het hierdie ding uitgewerk. Hoe om hierdie boot vorentoe te laat gaan saam met die wind. Nou ek en jy kan nie die wind beheer nie. Ons kan hom nie verander nie, maar ek en jy kan leer, soos hierdie ouens met die seilbote, hoe die wind werk. En ons kan daai inligting gebruik tot ons voordeel. Net so kan ek en jy leer hoe die Gees werk, waar die Gees besig is om te werk en God se koninkryk versprei en bou deur toe te laat dat die Gees ons gebruik. Deur die Gees toe te laat in ons lewens. So kan ek en jy help om die koninkryk te bou. So kan ek en jy uitvind wat ons doel is. So kan ek en jy leer, ons kan Jesus beter leer ken. En so kan ek en jy geestelik groei deur die wind te verstaan. Deur die Heilige Gees te verstaan, kan ek en jy groei. Kan ek en jy beweeg, kan ek en jy nader aan Jesus kom. Die naam wat ek en jy die beste ken is die Heilige Gees. Lukas 11:13 sê, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Voor hierdie vers praat Jesus van aardse paas wat nie hulle kinders klippe sal gee as hulle vir 'n brood vra nie. En 'n slang as hulle vir vis vra nie. Daarom is die Heilige Gees 'n goeie geskenk. Dis 'n awesome, fantastiese geskenk. Ek wonder of ons die beskrywing werklik raak sien en verstaan. Die Heilige Gees is nie net 'n goeie gees nie. Dis nie 'n ontzagwekkende gees nie. Dis nie 'n cool gees nie.
Dis die Heilige Gees. Die Gees is heilig in homself. En baie keer nooi ons die Heilige Gees in ons lewens in. Ons bid die Heilige Gees in ons kerke in. Maar wat kry hy daar? Wat kry die Gees van God as hy in hierdie kerk in beweeg? Ons bid elke oggend voor ons dienste. Heilige Gees beweeg. Wat kry hy hierso? Erken ons God as heilig. Wat van jou lewe? Heilige Gees kom vul my, Heilige Gees kom help my, Heilige Gees gee my, Heilige Gees, Heilige Gees, Heilige Gees. Wat kry hy in jou lewe? Ons nooi hom in, maar wat bied ons aan? En verstaan mooi, ek sê nie ek en jy moet perfek wees nie, en al ons dinge moet uitgesort wees nie, en ons moet, ons moet op die pad wees nie, nee, want nie een van ons sal perfek wees nie, ons is mense, maar, probeer jy ten minste, probeer jy om meer heilig te lewe, probeer jy om meer soos Jesus te wees, is daar vrug in jou bekering, is daar 'n verandering in jou lewe, is jou bek nog net so vuil soos dit hy was voordat jy die Here aangeneem het, kyk jy nog steeds na dieselfde gemors, as voordat jy die Here aangeneem het, of is jy besig om te verander, laat jy toe dat die Heilige Gees in jou werk, om jou skoon te maak, om jou beter te maak. Die Here vat ons soos ons is, maar hy is lief genoeg vir ons om ons nie te los soos ons is nie. Hy verander ons moet hom toelaat, daar moet vrug wees. Jy is nie een keer gered en altyd gered en nou is jy maar okay en jy kan aangaan met jou lewe nie. Dis dieselfde as om te sê, Here vergewe my, maar ek gaan nou vir Willie doodskiet. So nee, is alright, ek kan nou maar iemand doodmaak, want die Here het my gecover. Nee, ons moet verander. Ons moet heilig word. Ons kan nie net terugsit in die Heilige Gees innooi en verwag, hy moet alles verander nie. Ek en jy moet werk. Die Israeliete het hulle voete in die see gesit, toe gaan die see oop. Ek en jy moet iets doen. Ek en jy moet van ons kant af ook werk. Ons kan nie net terugsit en sê, o nee, maar die Here het dit nog nie verander my nie. Nee, jy moet begin met die verandering, ek moet begin met die verandering in ons lewens. Ons het 'n rol om te speel. Dan leer ons ook, die Gees staan bekend as die Gees van oordeel, Johannes 16:7. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees is die een wat ons kom oortuig en vertel, ons is verkeerd, as dinge wat ons moet los, as dinge wat ons moet uitsort, kry klaar met hierdie sondes, maak klaar met hierdie goeders, dat ek en jy meer soos Jesus kan wees. Dat ek en jy gesonder kan wees. Dat ons lewens van oorvloed kan beleef in ons lewens. Dis die Gees se werk. Ek en jy wil so maklik mense vertel, Jan, daai ding wat jy doen is verkeerd. Andries, jog, check jou boeta, daai sonde. Die Gees se werk is om te oortuig. Wanneer die Heilige Gees kom, ek en jy kan iemand vertel, rook is sonde. Meeste mense weet rook is sonde. Meeste mense weet, ek het dit geweet al die jare wat ek gerook het. Ek weet dit verniel my liggaam. As jy so hoes en jy kry nie asem nie, dan weet jy, dis ongesond vir jou. En mense kan vir jou vertel, mense kan vir jou vinger wys, mense kan vir jou sê, jy met jou dronk agter en jy gaan 'n ongeluk maak, jy gaan verongeluk, jy gaan wat. Jy weet al daai goeters. Maar wat doen ons?
Ons ruk ons op, ons word hard, maar wanneer die Gees van God kom en die Gees van God bring daai oortuiging, dan kry ons klaar met dit. Dan is dit verby. Toe ek tot bekering gekom het, het die Here vir my oortuig en ek is klaar met sigarette en ek is klaar met drank daar. Want hy doen die oortuiging. Dis sy werk. Ek en jy wil baie keer net die Gees se werk in ons hande vat, want ons dink ons is hoogheilig. Nee. Ons moet sonde uitwys, die Here sê ons moet dit doen, maar ek en jy is nie die een wat die oortuiging bring nie, dis die Gees van God se werk om die oortuiging te bring in mense se lewens. Bid eerder, Here asseblief, U sien daardie sonde waarmee my boetie of my sussie stikkel, U sien waarmee stoei hulle, Here, mag U Gees vaardig word, mag U Gees werk in hierdie se lewe. Laat die Gees sy werk doen. Hy is die een wat die oortuiging bring. Waar is jy vandag? My boetie, my sussie, waar is jy vandag in jou lewe? Waar is jy in jou verhouding met die Here? Waar is jy in jou verhouding met die Gees van God? Dalk het jy nodig om te besef, net die eenvoudige ding om te besef, jou asemhaling is 'n getuienis dat God jou liefhet en dat sy lewendmakende asem ook in jou leef. Dat sy Gees ook in jou leef. Dalk het jy nodig om te besef, die Gees is nie hier sodat jy kan great wees nie. Laat mense jou kan sien nie, laat jy die Gees kan beheer nie. Om te besef, dit gaan nie oor jou nie. Dalk moet jy die Gees toelaat om jou in lyn te laat kom. Dalk is die Heilige Gees al 'n rukkie besig om met jou te praat. En vir jou te sê, my boetie, my sussie, kry klaar met hierdie ding. Jy hoor hierdie stem. Jy kry hierdie gevoel in jou hart. Die Gees van God is besig om in jou te werk, maar jy's nikkerig. Want wat gaan die mense sê? Ek het in die week met iemand gepraat. Die ouens met die klubs, is jou titel, jou presidenttitel, jou vice pres of wat jy ook al is dit belangriker as God? Die Here dalk al vir jou gesê, kry klaar met iets. Maar die Here is nog lekker, en wat gaan die pelle sê? Wat gaan die familie sê? Wat as ek almal verloor? Ja, jy gaan mense verloor. As jy tot bekering kom en jy verander jou lewe en die Here stap met jou op pad en jy laat die Gees toe, gaan jy verloor? Vra my, ek weet. Ons bier op die plaas, wanneer begin jy weer drink dat ons kan kuier? Hey, kom kuier man, in elk geval, ek is nie so bad nie. Nee, jy gaan verloor, maar wat gaan jy wen? Selfs het ek gister met iemand gepraat. Ek sê baie keer vir mense, gaan bereken die koste voordat jy die Here wil aanneem. Die Here sê ons bou nie net 'n huis en ons kom halfpad en ons het nie meer geld nie, dan gaan die mense vir ons lag. Dit gaan oor jou geestelike lewe. As jy die Here wil aanneem, gaan bereken die koste. Gaan vat 'n stuk papier en skryf voordele, nadele, gaan hierdie wen, gaan hierdie verloor, gaan hierdie en hierdie. En dan trek jy is gelyk aan teken en dan sê jy, Here, ek wil U aanneem. Hoeveel mense het ek dit al gesê? Hulle kom nie terug nie. Want die koste in die vlees is vir hulle te veel. Ek gaan my pelle verloor. Ek gaan my aansien verloor. Is die ewigheid nie belangriker nie? God wat vir ons die asem gegee het wat in elkeen van ons is. Daai lewe wat in ons is dit nie belangriker nie? Moet jou longe, moet jou asem nie eerder die eer van God uitskree nie en uitsing nie as jou wêreldse goeders nie. Laat toe dat die Gees van God deur jou werk. Laat die Gees God verheerlik. Dat die Gees deur jou die koninkryk hier op hierdie aarde bevorder. Dalk is die Gees besig om jou te waarsku dat iets wat jy besig is om te doen, lei na die dood toe en jy moet ophou daarmee, voor dit te laat is. Ek het al hierso op 'n Sondagoggend, Dominee Mane het gepreek, iemand is in 'n ongeluk soontoe gejaag, hospitaal toe,
gebid saam, die Here het die persoon deur die ongeluk gehelp en alles herstel. 'n Paar maande die Here gedien, weer van die pad af. En 'n paar maande na die eerste ongeluk is die persoon dood in 'n fatale ongeluk sonder om die Here aan te neem. Die Here het gewaarsku. Hoeveel mense weet ons van? Ons is bikers, ons sien hierdie dinge gebeur, ons sien nie ongelukke. Ons sien hoe die Here mense waarsku en sê, kom reg. Jy's op die verkeerde pad. Ons sien dit. En dan na die tyd dan draai hulle om en sê hulle, ja, ek was lucky. Ek was lucky. Die Here het jou gered vir 'n rede. Die Here het jou 'n kans gegee. Miskien is jy vanoggend op 'n pad en die Here het al met jou gepraat. En die Here het al gewaarsku en die Here het al gesê, my seun, my dogter, maak reg. Dan wil ek vanoggend vir jou sê, vanoggend is jou kans. Dis jou kans om te bely. En dis jou kans om weg te draai van daai sonde af. Jy kan nie sê die Here het met jou gepraat, want vanoggend praat die Here met jou. Bely dit, kry klaar met dit. Dalk het jy vanoggend net nodig om te weet, jy is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Jy hoef nie hierdie lewe alleen te face nie. Jy hoef nie alles alleen te beklei nie. Nooi die Gees van God in jou situasie in. Vra hom, Heilige Gees, kom. Kom help my in hierdie situasie. Heilige Gees, kom stap saam met my deur hierdie pad. Ek het U nodig. En dan maak jy jou ore oop en jy luister wat die Gees sê. En jy stap tree vir tree, soos wat die Here jou lei. Amen. Amen. Baie dankie almagtige Vader. Here, so baie dankie dat ons vanoggend net weer opnuut kon hoor en kon besef en kon weet wie U Gees is. Heilige Gees, so dankie dat U deel wil wees van ons lewens. Ek vra vanoggend, vergewe ons wanneer ons weggedraai het van U af. Vergewe wanneer ons nie geluister het nie. Kom werk in ons harte. Bring vir ons die oortuiging van sonde, geregtigheid en oordeel. Bring vir ons die oortuiging van wat verkeerd is in ons lewens, waarmee ons moet klaar kry. Want ons weet, wanneer die oortuiging, U die oortuiging bring, gaan U ook vir ons die krag gee, gaan U ook vir ons help om deur hierdie dinge te kom. Vir elkeen wat vanoggend alleen voel, wat voel hulle veg in die gees en in die vlees 'n alleen stryd. Mag U Uself tasbaar in hulle lewens inbring en ook vir hulle wys en leer wie U is. Dankie Vader, dankie Here Jesus dat U vir ons die Gees, die Heilige Gees gegee het en dat ons nie ons lewens alleen hoef te journey nie. Mag U verheerlik word deur ons lewens. Dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons gaan afsluit met 'n liedjie en dan